Goeiemôre. Vanoggend wil ek bietjie share, ek het dit al voorheen op Facebook gedoen, die vergelyking tussen basiese opleiding in die SAW en basiese opleiding hier in die Amerikaanse weermag. So almal weet seker nou al, ek het dit gedoen tydens diensplig in die SAW basiese opleiding en ek het weer gedoen 20 jaar later hier in Amerika by die Amerikaanse leer. So ons vra my altyd hoe vergelyk dit. So ek gaan vergelyk huidiglik wat in die Amerikaanse leer aangaan, die basiese opleiding, en vergelyk met die basiese opleiding wat ons gekry het tydens dienspligtydperk. Ek het myne gedoen in Eensaai en Bloemfontein in diensplig, so kom ons cover gou so 'n stukkie van ons wat ons kon onthou. Onthou ons het altyd die groot dinge wat ons besig gehou het, daar was die inspeksies in die hande, en tydkeer deur nag en so aan. Maar basies het ons vroegoggend opgestaan, 4 uur, 5 uur se kant opgestaan, begin bungalow skoonmaak, en dan het ons hier vroeg 5:30 of so uitgematch vir oggendete, en as ons teruggekom het ons weer 'n inspeksie gehad, bungalow inspeksie, en daarna het ons oggendparade gehad, en dan nog gewoonlik daardie oggendparade het ons gegaan in die eerste 3 ure tot teetyd, tot so 9 uur het ons, of actually tot ons so 10 uur, het ons gedrill op die paradegrond, links, rechts en linksom en rechtsom en op en af gejaag, en ons het al die groot drillbewegings van die drillhandboek geleer, tot so 10 uur, tydkeer tot so 11 uur, met so teebreek intussen, en bring hulle ons nou vir ons die urn met die tee en koekies, of met die lemoensap en koekies, of whatever, die oros, en dan nog oros, dan sommer langs die kant van die paradegrond het ons dit geëet en gedrink, en het ons weer aangegaan met drill, tot gewoonlik so 11 uur. Dan het ons hier by 11 uur tot 12 uur klas gehad, in 'n klaskamer, een van die lectures, militêre reg, of in begin kaart lees, of die tipe van ding. Lunchtime gehad, na lunchtime het ons nog lesings gehad, tot die middag toe, en dan het ons die middag PT gedoen, hier van 3, 4 uur af, tot so 5:30 se kant toe, en dan 5:30 het ons weer gematch, menasie toe vir aandete, en dan gewoonlik na aandete is ons vrygelaat om te begin werk, en die eerste 2 weke was die instrukteurs by ons gewees, om ons te leer hoe om trommels te pak, en embellings op te maak, maar ons het ook daarna, na die eerste 2 weke vryheid gehad, jy kan afstap kantien toe, en wie weet, koeldrink gaan koop, en sweeties, en whatever, en met jou bungalow inspeksie werk die hele nag, en so aan, en het ons gewoonlik ons beddens gemaak, en op die vloer gaan slap. Dis basies 'n gewone dag, in maandag tot vrydag by ons dienspligtyd gewees. Ons het woensdagmiddag ons sportparade gehad, na middagete het ons aangetree vir sportparade, die wat nie amptelike sport gaan beoefen het, het ons bondelsport gedoen. En dan saterdagoggend dieselfde, saterdagoggend het ons partykeer klasse gehad, veldkuns of so iets, maar gewoonlik saterdag en saterdagmiddag, veral saterdagmiddag was korfeespan, dan het ons nou ons tuin gemaak en mooi gemaak om die bungalows, of 'n peloton is uitgevat om die HK se tuine te gaan mooi maak, op volgende naweek is daar 'n ander groep se beurt, en so aan. En intussen ook het ons wag gestaan ook in die aande, veral jy het nou elke paar dae was dit nou weer jou peloton se beurt om te gaan was staan by die hoofhek en so aan. En dan Sondag was ons af, ons het in die oggend aangetree vir kerkparade gedoen, tot na middagete. Na middagete het ons gewoonlik gestryk en whatever daar in die bungalows en musiek geluister en gechat en uitgehang. En dit was 'n tipiese week in ons basiese opleiding. En dan ook onthou jy dat ons so lank rye by die kantien gaan staan, en lank rye by die tikkiebokse gaan staan om huis toe te bel. Die verskil in die Amerikaanse leer, die standaarde hier is dieselfde. Dis wat ek onthou van die dienspligtyd, die standaard van opleiding is dieselfde, met 'n paar verskille. Nou, die dienspligtyd toe ons was 12 weke basies 3 maande gewees. Hier is dit net 10 weke, 2 weke korter, maar daar's 'n verskil. Die manure wat aan opleiding spandeer word hier is meer as wat ons in die SAW gedoen het. Want ons doen opleiding hier in die Amerikaanse leer, jy begin 5 uur die oggend met PT, meeste plekke het PT in die oggend, voor breakfast. So in die hele basis moet PT doen, nie net die basiese opleiding nie, almal op die basis doen PT, daai het nie oggende. So ons doen PT in die oggend voor, dan gaan ons breakfast, dan kom ons terug van breakfast af, en dan het ons 'n vinnige bungalow skoonmaak en inspeksie,
hierso word dan nie gehamer op jou bed moet gebyt word en gestryk word en al die dinges nie. Hy moet net netjies opgemaak word. Hulle het nie glad nie worry word. Hy moet net netjies opgemaak word. So dit vat jou 5 minute om gou jou bed op te maak. Almal slaap in hulle beds, jy mag nie op die vloer slaap of enige ander plekkie want hulle check jou in die aande. Dan gaan ons deur die oggend, so die 3 ure wat ons in die oggend by die SAW spandeer het op die paradgrond om links regs en omkeer te doen, word glad nie gedoen nie. Ons spandeer net 2 ure 'n week in die Amerikaanse weermag. Jy begin in die oggend met veral wat dit nog koel is. Veldkuns, wapenopleiding, al daai tipe van dinge en hier begin warmer word hierso. Hier's nie teetyd ook nie. Dis nie Brits nie, so ons het nie teetyd in die Amerikaanse leer nie. Jy moet maar waterkantien drink wanneer jy jou kantienwater en so aan. So gewoonlik is daar lesings in klasse tot hierso by of buite opleiding, wapenkuns, veldkuns, whatever, tot by lunchtime. Na lunchtime is dit in die klaskamers. Soos ons in SAW gedoen het, militêre reg, makkerhulp. Jy weet al die tipe van klasse het ons in die middag gedoen. Dat die aandete gehad, na aandete het ons steeds klas gehad tot 9 uur die aand toe. Meeste van die tyd was hierdie klasse binne in jou bungalow gewees. Want die bungalow is so groot vierkant. Die beddens is in die een muur, 30 troepe op die een muur en 30 troepe op die ander muur. So 60 troepe in 'n peloton hierso. Dubbelbeddens, so 15 dubbelbeddens in die een muur, 15 op ander en in die middel so 'n groot oop blok. Dis waar jy gaan sit en dis waar jy sommer oppies gee en whatever, maar jy sit so na op die vloer en die instrukteur gee jou klas vanaf vooraf met sy swart bord of whatever, gee vir jou klas, spesifieke klasse. So, jy doen klas nog steeds tot 9 uur die aand toe. Partykeer moet ons na die theater toe gaan waar ons die hele company in een theater sit wat die kolonel vir ons militêre reg vir die hele company op 'n slag gee of makkerhulp of die tipe van ding. En dan 9 uur die aand stop training. Dan het jy van 9 uur tot 10 uur tyd aan jouself. In daai selftyd moet jy gaan shower, almal moet gaan shower. Jy moet 'n brief skryf huis toe. Jy moet elke oggend 'n brief reg hê om te display om uit te gee wat huis toe moet gaan. Want jy mag geen oproepe maak. Ons is geen foons toegelaat nie. So as jy aankom by basiese opleiding by die army hierso, het jy 5 minute oproep met jou eie selfoon en die wat nie selfone het nie, want hulle word aangebraai voor die tyd, moenie selfone bring nie, want jy kan dit nie gebruik nie. Vat hulle na die tikkie box toe en jy staan in lyn daar, jy het 5 minute oproep om vir jou ma te sê jy's betyds, jy's veilig hierso. Dan is daar geen meer oproepe vir 6 weke nie. En so halfpad deur basies kry jy jou eerste oproepkans om hulle te sê jy skop nog, jy leef nog, jy het 5 minute om vir hulle te sê jy leef nog en dan hoor of hulle kom na die uitpasserings toe. Maar dit word met briewe gewoonlik gedoen en dan gewoonlik die een keer in die heel laaste week het jy weer 5 minute oproep. So verder is daar geen oproepe nie. In die aand 10 uur is jy klaar met opleiding, jy mag ook nooit uit jou bungalow uitgaan nie. Hulle sluit die deure. Nou nie van buite af nie, van binne af, maar jy moet elke aand staan en wag, elke aand. So elke bungalow moet elke troep kry 'n uur skof elke nag, elke aand. Of partykeer roep is so deur, as obvious nie so baie ure nie, so jy's partykeer lucky en doen jy so elke 3de of 4de aand doen jy jou uur skof. En hy call it firewatch. So jy's wag binnekant, iemands wakker vir firewatch, jy kyk wanneer brand of iets uitbreek of iets so. En dan jy het ook die sleutel van die deur om uit te gaan. As jy jou vang buite in die bungalow na 10 in die aand, dan is jy vet moeilikheid. Jy kan op 'n TB toe gaan vir dit. Alles gaan jou charge vir dit. So daar's nie 'n kantien nie, daar's nie 'n kantien vir die hele diensplig is. Die hele basis daar geen kantien nie. En geen phones nie. So dis die groot verskil tussen daar en hier. Verder die opleiding wat ons doen, dat soos ek sê die links regs march op 'n Sondagmiddag vir 2 ure. Dan 'n gewone weekdag, soos ek sê, staan op basis 8 PT in die oggend, breakfast, klas, opleiding buite in die veld, lunchtime, opleiding in die klas na aandete, gaan slaap, volgende dag dieselfde. So, hier's nie sportparade ook nie, jy doen nie bondelsport of jy doen nie, daar's geen sport tydens basiese opleiding nie. Saterdag is dieselfde program, regdeur van die oggend tot die aand. Maar Saterdag aand stop die program by aandete. Daar's nie after Sunday after Saterdag aandete is daar nie 'n klas nie. Sondag het jy die oggend vir kerkparade. Dis kerkparade selfs soos ons in die SAW gehad het, jy ook tree aan by jou kerk en jy word gematch in jou kerk toe. Maar in Sondagmiddag na die middagete is daar partykeer klas of dis die tyd wanneer die hele bungalow moet werk aan die bungalow skoon hou en dan tipe van dinge. So as jy daai ure in ag neem wat ons spandeer
per dag aan training, die manure wat aan training spandeer word, is dit in totaal, al is die training 2 weke korter as die SAW-sinne, is die totale manure actually meer wat aan training spandeer word. En die groot ding waar hulle score is die min tyd wat hulle spandeer aan drill. Hulle glo hier nie aan drill. Jy gaan nie flip in links regs en omkeer in die army doen nie. In die oorlog doen nie. Jy gaan fight, so dis combat training. So dis is basies hoe die verskil is tussen die diensplig basis in Suid-Afrika en die army se basis oor hier. Standaard ek like is dieselfde standaard. Ons is jy word gesmoke of oppie soos enige ander plek en dis hoe jy by dit uitkom. So baie dankie, ek sal dit post en 'n deel van my video library maak.